Goeienaand almal. Baie welkom by Finansie Erediens. Daar's sekere goed wat 'n mens eers leer nadat jy dit 'n fout gemaak het. Hulle sê 'n slim mens leer uit sy foute en 'n slimmer mens leer uit ander mense se foute. En partykeer is dit daai goed wat jy doen dit een keer en dan besef jy dit was nie 'n goeie idee nie en dan hopelik doen jy dit daarna nie weer nie. En hierdie was nou die eerste keer wat ek voor 'n preek gaskoeldrank gedrink het. Ja, ek dink dit is die laaste keer dat ek dit gaan doen. Ons is by ons tweede geleentheid met Pinkster hierdie jaar. En ons het gisteraand bietjie gepraat oor Petrus se toespraak. Een van die eerste reaksies op die Heilige Gees wat die apostels ontvang het. En vanaand gaan ons kyk na die einde van hierdie toespraak. Toe die Israeliete wat hierna geluister het, wat hieroor aangespreek was, 'n geleentheid gehad het om nou te reageer op Petrus se woorde. En ons gaan kyk wat ons daarin kan leer oor die gawe van die Heilige Gees. Ons gaan dan môre aand bietjie kyk oor hoe die Heilige Gees ons leer hoe om lief te wees vir mekaar. Wanneer ons kyk na die eerste gemeentes se reaksie op die Heilige Gees. Gemeentes wat alles met mekaar gedeel het, wat eenvoud en geluk gevind het om saam te eet. En die transformerende krag om mense by mekaar te bring deur liefde. En dan gaan ons uiteindelik donderdag aand kyk na die Heilige Gees wat hoop gee, wat vir ons identiteit gee, wat ons roep en wat ook vir ons uiteindelik geloof gee. Geloof wat ons by mekaar hou. Hierdie geleentheid is nie net 'n roetine of 'n tradisie nie. Elkeen van ons is hier omdat ons hier wil wees, omdat ons geroep is om hier te wees. Ons is hier so in die teenwoordigheid van God. Die Here sê vir ons in sy woord, waar 2 of meer in sy naam by mekaar kom, daar is hy teenwoordig. Kom ons neem 'n oomblik en word bewus van God se teenwoordigheid en dan dra ons ook hierdie geleentheid op aan hom. Here, ons is vanaand hierso omdat ons weet wat 'n voorreg dit is om in U naam by mekaar te wees. Omdat ons ook in die era van die getuienis leef. Ons is hier om ons harte oop te maak, om toegerus te word, om te gaan en te gaan getuig. Seën elke woord en gedagte wat by ons opkom vanaand. En soos die psalmdigter sê, mag dit aanneemlik wees vir U. U is ons rots en ons redder. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir jou van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons het gehoor in Handelinge 1, die opdrag van Jesus aan die 11 om te wag op die Heilige Gees, waarin hulle krag sal ontvang, waarin hulle openbaring sal ontvang. En ons sien hoe die mense van buite af dit nie verstaan het nie. En hoe Petrus dan nou hierdie wat gebeur het aan hulle openbaar, vir hulle vertel wat dit is wat hier plaasgevind het. En ons kom nou vanaand by die reaksie van die Israeliete wat hier toegespreek is. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Petrus antwoord hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Toe ek op laerskool was, ek was daar in Kenmare gewees in die Wesrand. Dit is 'n relatiewe groot skool, baie kinders.
so die lelikste skoolklere gehad, sulke donker bruin en so uitgewaste bruin, jy weet, so vaal en wit hemde wat nie regtig wit is nie. Dis so eggshell cream, lyk die hele tyd vuil tipe goed gewees. En sulke bruin kouse met sulke goue rand in. Ek dink dit is klere wat hulle eintlik een of van 'n Amerikaanse NGO geskenk het vir 'n behoeftige skool wat by ons uitgekom het. So tipe ding. Maar hoe dit gewerk het is jy kom op wanneer jy in kleuterskool is dan sien jy die wonderlikste kind en alles wat jy doen is 'n sukses. Jy kan die lelikste prentjie teken met kruite en dit word op die yskas gesit en ons het nog 'n Picasso in die gesin en daar word net die hele tyd vir jou vertel hoe goed jy is, hoe soet jy is, hoe goed jy slaap. Daai is 'n ding wat ek dink kinders net nie hoe genaamd besef hoe waardevol dit is nie. Kan jy nou jouself indink, jy werk vir 'n maatskappy en hier teen 3:00 die middag dan kom die baas en sê, goed, slaapenstyd, matrassies daar in 'n saal uitgepak en jy kan gou vir so 'n uur 'n power nap gaan vat. Maar selfs dit kon jy goed doen. Dan kom jy op laerskool en dan ewe skielik in graad 1 is daar 'n klasbeker, maar daar's net een. Daar's net een klasbeker en daar's 20 in die klas. En dan as die juffrou vra wie kan ek stuur, dan steek almal hulle hand op en jy's gretig om te hardloop en dalk kan jy die klasbeker wen, want jy weet as jy die klasbeker gewen het, dan gaan die juffrou jou kies om iets uit haar kar uit te gaan haal en dit is die grootste eer en voorreg. As jy daai karsleutel kry en jy kan net sy die kar uit gaan haal. En so gaan dit aan en dan raak die kompetisie so bietjie strawwer, bietjie strenger, bietjie moeiliker. Die toetse raak moeiliker, die werk raak meer. Die sport raak meer kompeterend. Jy begin teen ander skole deelneem. Ewe skielik moet jy vinniger hardloop om daai medalje te kry. Ewe skielik voel jy hartseer as jy 3de plek gekry het en nie 1ste plek nie. En die balkie kompetisie begin. Daai balkies wat hulle so op die baadjies sit. En naderhand is dit hier op die rug by party van daai kinders wie se ouers hulle take vir hulle doen. En so gaan dit aan en so gaan dit aan en die kompetisie raak strenger en strenger. En dan is dit tyd om vir leiers gekies te word. En ek het vir al hierdie goed geval en my maale ook. En ons het alles gedoen op laerskool en was hoofseun gewees en toe ek op hoërskool kom te besluit ek net, nou gaan ek niks doen. Ek het my deel gedoen en ek het oorgegaan en hulle het heeltemal van my vergeet en dis asof ek niks beteken het in daai skool nie. Nou is ons in 'n nuwe skool op 'n nuwe plek en ek besef maar hulle gaan ook net van my vergeet. Ek het in hoërskool 1 balkie gehad. Ek het 1 balkie gehad vir 1 sportsoort en ek het besluit dit is genoeg. En die prysuitdelings was vir my altyd, ek het ouers so jammer gekry met prysuitdelings, om heel aand daar te sit. En jy kan hoor wanneer die aand begin, is die hande klap hard en almal klap hande en dan is ons so by die 930ste kind, wat nou ook een of ander trofee gewen het, dan kry net so 2 klappies. En jy kan net nie wag vir jou kind om op die verhoog te kom nie. En ons het hierdie kultuur van prestasie en verdienste geskep. Jy kry nie net sommer goed nie. Jy kan nie meer net die lelikste prentjie teken en dit gaan op die yskas kom nie. Dit raak moeiliker. En dan kom universiteit of werk of die regte lewe en niks van die goed is meer daar nie. Daar's nie balkies en trofees en prysuitdelings nie. En jy moet beklei net om nie te verloor wat jy het nie. Jy moet beklei om te bly in die maatskappy. En as jy nie leer en hard werk op universiteit nie, is daar nie 'n donasie groot genoeg wat pappa kan maak vir die Universiteit van Pretoria se nuwe lapa wat jou deur gaan trek nie. Wat jy insit is wat jy uitkry.
En so lewe ons in hierdie prestasiekultuur, waar jy niks kry as jy nie iets daarvoor doen nie. Waar jy baie hard moet werk om guns te wen in iemand anders se oë. En op die einde van die dag kyk ons terug en dan vra ons onsself, maar was dit die moeite werd? Wanneer ons kyk na die reaksie van die Israeliete. Die eerste vraag wat hulle hier vir Petrus vra, okay, so wat moet ons doen? Wat moet ons doen om ook hierdie te kan kry? Om ook ons balkies te kan kry wat sê, goed, ons is ook Christene. Wat moet ons doen? Hoeveel offers moet ons bring? Hoeveel mense moet ons na die tempel toe bring? Hoe goed moet ons wees? Hoeveel tekste en geskrifte moet ons uit ons kop uitken? Sodat ons ook deel kan wees. Wat is dit wat ons moet doen? Israel was nie veel anders van hierdie prestasiekultuur, hierdie verdienste kultuur nie. Hulle moes ook 'n klomp dinge doen om guns te wen by God. En 'n klomp dinge vermy om te doen. En daar was ook hierdie handicap, noem dit nou maar. Jy moet aan die bloedlyn van Abraham behoort, anders is jy uit. Hierdie eksklusiewe groep. En daarom is hulle reaksie heel natuurlik. Hulle kom vanuit 'n bepaalde verwysingsraamwerk wat sê, maar om guns te wen moet ek goed doen. En dan vra hulle, wat is dit wat ons moet doen? En ek dink ek en jy is baie keer geneig om dieselfde te dink oor ons verhouding met God, ons verbintenis aan Christus, wanneer ons hier by mekaar kom en opnuut moet bewus raak van God se gees wat in ons woon, dink ons ook maar nog baie soos die wêreld oor ons geloof. Soveel kerke vandag daar buite wat hulle hele teologie bou op hierdie prestasiekultuur, op hierdie verdienste kultuur. Om te sê, maar die rede hoekom dit so sleg gaan met jou is omdat jy nie die regte goed gedoen het nie. Omdat jy nie genoeg geld gegee het nie. Omdat jy iets verkeerd gedoen het en nou moet jy eers gaan en jy moet die regte goed gaan doen. Jy moet gaan vas vir 30 dae en jy gaan moet meer gereeld kerk toe kom en jy gaan moet al hierdie dinge doen sodat jy weer genade kan en God se guns kan ontvang. En dit maak vir ons sin, want dis die wêreld waarin ons groot word. Van kind af tot nou nog in die groot menswêreld. Maatskappye wat hulle hier aan die einde van die jaar toekennings en trofees uitdeel. In die vorm van prestasies, prestasiebonusse, promoverings, bevorderings. So dit is eintlik vir ons baie vreemd om uit hierdie wêreld uit te kom of binne in hierdie wêreld te leef wat so werk. En dan ontmoet ons 'n God wat se koninkryk heeltemal anders werk. Wat se genade heeltemal anders werk. Wat glad nie is soos die wêreld nie. Daar is een voorwaarde, daar is een vereiste. Daar's een ding wat moet gebeur. Wanneer hierdie mense vir Petrus vra, maar wat is dit wat ons moet doen? En dan sê hy, bekeer julle. Die Engelse woord is repent. Dit beteken om te bely en te erken dat die pad waarop jy besig is om te loop, dit waarop jy jou lewe bou, dit waaraan jy vashou, dit wat jy glo, is nie reg nie. Bekeer beteken om te draai in jou spoor, as jy dit nou baie letterlik wil vertaal. Dit sê iets van die rigting waarin jy loop op die stadium is die verkeerde rigting. En jy moet tot stilstand kom en jy moet terugdraai, jy moet teruggaan. Waar jy weg beweeg het van God af, moet jy omdraai en nader beweeg van God af. Die woord wat hier gebruik word in Handelinge, metanosate, is 'n meervoudige bevel.
Daar's nie individue wat uitgekies en uitgesonder word. Okay, goed, kom ons kyk gou. Kom ons doen gou net 'n survey hierso en ons kyk net waar is julle in terme van julle geloof en julle godsdiens en julle reg en verkeerd en dan sal ons sekere goed vir sekere mense sê wat hulle moet doen en ander vir ander. Nee, daar's nie hierdie ding nie. Dit is 'n meervoudige bevel, 'n kollektiewe roep. Dis nie gemik op een of twee individue nie, maar vir almal. Niemand word uitgesonder hier nie. Almal word hierby ingesluit om te sê almal bekeer julle, draai om. Dit vereis om te bely, te erken en te sê maar dit wat ek besig is om te doen is nie reg nie. 'n Belydenis, 'n erkenning, dit is waarin bekering lê. Ek dink wat baie keer gebeur vandag in ons geloofsverbintenis, ons verhouding met die Here, dan ons wil die verhouding hê, ons wil die verbintenis hê. Ons wil die perks hê. Maar ons is nie bereid om te erken hoe nodig ons dit het nie. In ons gereformeerde tradisie is een van ons belydenisskrifte, dit begin by wat is my enigste troos? Dit begin by 'n erkenning van verganklikheid, 'n erkenning van afhanklikheid. Dit begin daarby om te sê maar ek besef hoe nodig ek God het. Ek besef dat ek op die verkeerde pad is. Ek besef ek moet na God toe draai. En ek dink wat baie keer gebeur, ons gaan nou praat oor een van die gevolge of reaksies van die Heilige Gees is hierdie gawe. In ons wêreld, in ons prestasiekultuur, word ons ook nogal geleer hierdie ding van trots. Hierdie ding van jy moet gee, jy moenie ontvang nie. Verbeel jou vir 'n oomblik jy sien iemand langs die pad wat haweloos is. Iemand, 'n bedelaar, 'n boemelaar, wat ook al jy dit wil noem. En jy stop by die verkeerslig en hy is besig om 'n broodjie te eet. En hy wil vir jou 'n broodjie gee. Wie van julle sal daai broodjie ontvang? Sal dit aanvaar? Ons het bietjie van 'n privileged genade, dink ek vandag. Waar ons net genade sal ontvang van sekere mense af. Waar ons nie nederig genoeg is om genade te ontvang van die mindere wat dit vir ons wil gee nie. In hierdie bekering vereis dit van ons om te sterf in onsself. Om werklik klein te word en te sê, maar ek het nodig om hierdie genade te ontvang. Ek is nie goed genoeg om sonder dit te kan leef nie. Die tweede gevolg hiervan, sê Petrus, laat julle gedoop word. Dit is 'n passiewe imperatief, 'n passiewe bevel. Hy daarin sê, hierdie is ook iets wat vir jou gegee word. Hierdie nuwe verbond, hierdie teken van die nuwe verbond is iets wat vir jou gegee word. Dis nie iets wat jy kan doen om dit te kry nie. Heeltemal anders as hoe die wêreld werk. Dis nie 'n prestasie verdienste ding wat jy kan kry, 'n tipe van 'n beloning nie. Dit is iets wat jy moet toelaat, laat dit met jou gebeur. Die andersheid van God se koninkryk vra vir ons om die sagtheid, die nederigheid en die anti-trots te hê, om te ontvang wat onvoorwaardelik gegee word. Iets wat vir ons vreemd is, iets wat so heeltemal anders is as ons wêreld. Die passiewe bevel om te sê laat julle gedoop word, nooi hulle uit in 'n nuwe verbintenis in. Om te sê maar wanneer jy hierdie verbintenis aanvaar, wanneer jy toelaat laat dit met jou gebeur, dan sal jy die Heilige Gees ontvang.
Nou, om die Heilige Gees te ontvang, dis 'n gawe wat God gee. Ons het nou gesê, dis nie iets wat ons kan verdien nie. Maar 'n gawe is iets wat vir jou gegee word, wat nie is net vir jou eie voordeel nie. Dit is iets wat vir jou gegee word, sodat jy ander daarmee kan bedien. 'n Gawe is iets wat gedeel moet word met die wêreld. Sien die uitkoms van hierdie bekering is nie om iets te ontvang sodat jy kan roem op jouself en sodat jy jouself kan red nie. Dit is sodat jy 'n diensknegt kan word, sodat jy ander kan bedien met hierdie heeltemal ander tipe manier van leef. 'n onvoorwaardelike manier van leef. En die essensie daarvan natuurlik is liefde, is onvoorwaardelike liefde en ons gaan môre 'n bietjie meer daaroor praat. Ons dink ons is so oulik met al ons trofees en al ons grade en ons balkies en ons belonings. En ons slag onsself vir die erkenning van ander, van mense vir die wêreld. Ons gee onsself, ons maak onsself klein vir soveel dinge daar buite wat glad nie saak maak nie, wat so verganklik is. En net sodat ons iets kan kry by iemand, 'n goue sterretjie op die voorkop, 'n klasbeker om te sê, kyk hoe oulik is jy. Maar hoe bedien jy iemand met dit? Hoe bedien jy iemand met daai selfgesentreerde beloning, daai selfgesentreerde gawe? Ons ontmoet in hierdie openbaring wat die Heilige Gees vir ons gee, 'n God wat ons onvoorwaardelik wil deel maak van sy koninkryk, wat wil sê, aanvaar wat ek vir jou wil gee. Dis al wat jy moet doen. En wanneer jy dit aanvaar, sal jy in staat wees om in diens te wees van 'n wêreld wat saak maak. Van trofees wat nie verganklik is nie. Waaroor dit gaan oor God en nie oor die individu nie. Waar jy deel kan wees van iets wat groter is as tyd. Iets wat ewig is. Iets wat sal oorleef selfs wanneer jy die dag nie meer daar is nie. En hier sit ons vandag getuienis daarvan, dat dit so is. En dit begin by 'n erkenning. Begin by 'n daaglikse erkenning om te sê, maar ek het God nodig. Ek het nodig om hierdie genade te ontvang. Ek het nodig om myself te oriënteer en myself te draai na God toe. Want die wêreld wil my die hele tyd wegvat. Maar ek kan nie weghardloop van die wêreld nie. Ek moet hierdie wêreld bedien. En die Gees van God bemagtig ons om dit te kan doen. Maar dit begin waar ons sê, ek het U nodig. Kom ons word stil.